Vriende, van my kant af net 'n woord van hartlike welkom by ons digitale erediens. Dis Sondag, die 12de Augustus, en ek moet sê, daar's nou nog nie baie vertrekke in my huis waar ek nog 'n erediens opgeneem het nie. So my persoonlike wens en hoop en droom is dat ons binnekort weer in die kerk sal kan bymekaar kom en ons eredienste daar kan hervat. Ons eerskomende maandag aand, die 17de, het ons juis kerkraadsvergadering en ek glo dat die kanse nou baie goed is dat ons van September maand af weer kan begin met ons eredienste in die kerkgebou. Ek het gewonder hoe dit op die oomblik met jou gaan. My ervaring en die gesprekke wat ek op die oomblik met mense het, is dat dit amper vir ons voel asof ons deur die een na die ander stroomversnelling gaan in ons land en in ons ekonomie, in ons skole, in ons eie persoonlike lewe, in ons besighede, en dat mense amper begin hoop verloor. En daarom het ek gedink om vanoggend te begin deur jou te herinner dat wanneer die lewensbootjie so in die stormsee beland en ons ronddobber en dit soms voel asof daar nie 'n anker is nie, dat ons nie moet vergeet dat die Here by ons is in hierdie storm nie. Kom ons luister nou saam na die woorde van die Here Jesus daar in die storm, as die disippels hulle benoudheid en angs teenoor hom uitspreek. Kom ons buig ons hoofde. Wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Amen. Dit is vir my wonderlik om julle vanoggend te kan groet, net soos wat die Here Jesus destyds sy disippels gegroet het. Vrede vir julle. Mag die vrede van Jesus Christus oor julle harte en gedagtes in hierdie tyd die wag hou. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Korintiërs hoofstuk 3. Omdat dit 'n langerige gedeelte is, gaan ek net enkele verse lees. So ek wil eintlik vir jou vra om te stop en rustig die hele gedeelte deur te lees. Ek gaan verwys ook na ander teksgedeeltes, ander voorbeelde wat in hierdie skrifgedeelte genoem word. Het is belangrik dat jy die hele gedeelte rustig deurlees. In my Bybel is dit ook op 'n klomp plekke onderstreep en aantekeninge gemaak, omdat dit, dink ek, een van die belangrikste teksgedeeltes in die Bybel is. Skrifgedeeltes in die Bybel is. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie Sondagmôre dan mag dink dat U opgestaan het uit die dood en dat U die lewende Here is. Dankie dat ons die diens kon begin deur herinner te word wat U in Matteus 14 vers 27 vir die disippels gesê het toe hulle vreesbevange en benoud geraak het. Ek is by julle. Moenie bang wees nie. Dankie dat ons nou hierdie teenwoordigheid van U by ons kan bedink, dat ons mag vra dat U ons nou sal vul met U Gees en dat U ons sal versterk, veral vir hierdie moeilike tye waarin ons op die oomblik leef. Dankie vir U deernis en dankie dat ons mag weet dat U langs ons is in ons stryd en swaar kry op die oomblik. Wil U deur U woord ook nou vir ons ontmoet en wil U deur U woord ook vir ons vorm, ons bemoedig, ons versterk en ons veral leer dat U woord die grootste geskenk is aan ons naas U Seun Jesus Christus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 3, vers 3. Paulus sê, dis tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Klein eentjie verder aan vers 7, die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Die wet wat Moses daar ontvang het van die Here op die berg, die 10 gebooie. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie. Dan 'n eentjie verder aan vers 13, ons is nie soos Moses, wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien, dat die ligglans aan die verdof was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Vers 18, ons teksvers. Ons almal weerspieël, so die woordjie spieël in ons teks is, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ons lees net tot sover. Ek wil nou vra vir ons kinders dat hulle moet nader staan. Ons het so 'n aparte video opgeneem vir die kindertyd, en dan kan die ouers dit nou vir julle oopmaak, en julle kan dit op die selfoon of op die rekenaar, kan julle nou na daai video vir kindertyd, kan julle nou saam gaan kyk. Your spirit is a gentleman, standing at my hidden doors within, where you wait for me to let you in, so you can set me free. Your spirit is a wrecking ball, tearing through my rebel walls, and one by one I watch them fall, till you are all I see. Your spirit is alive.
me to the very end. I'll never be alone again. You're the change in me. Vir nou kom ons dink nou saam oor die inhoud van hierdie skrifgedeelte. Ek het gedink om te begin deur vir jou 'n paar vrae te vra. Dis vrae, weet ek, wat baie persoonlik is, wat half naby aan 'n mens se lyf kom, maar ek wil hê dat julle hierdie vrae in julle agterkop sal hou, soos wat ons hierdie gedeelte uitpak en dit beter probeer verstaan. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, het jou lewe al verander vandat jy die Here Jesus leer ken het? En ek praat nie hier van die soort van, jy weet, oppervlakkige verstellingkies wat 'n mens aan jou lewe maak. Ek gaan nou bietjie meer kerk toe kom, ek gaan af en toe dankoffer gee, ek gaan nie meer so baie rook. Nee, ek praat van ingrypende transformasie. Ek praat van lewensveranderende en groot skuwe wat Christus in jou lewe gebring het. Mense sou die vraag ook so kon vra. Is daar in jou lewe, in jou geestelike lewe, is daar verdieping en groei in jou verhouding met God? En nog 'n laaste ander manier om dit te vra is om doodgewoon te sê, watter dinge help vir jou op hierdie stadium in jou geestelike vorming en groei? Waar kry jy, sou ek kon sê, jou geestelike inspuiting? Hoe en waar het jy bergtop ervaring saam met God, waarvan jy na die tyd kan sê, joh, die Here was hier teenwoordig geweest, die Here het my gevorm, die Here het my geleer. Ons skrifgedeelte help ons met hierdie vraag. Want Paulus praat in ons skrifgedeelte eers oor transformasie en oor verandering, die dramatiese verandering wat 'n kenmerk is van elke gelowige se lewe. Daarna praat hy nie net daaroor nie, maar hy gee vir ons soort van 'n helder en duidelike prentjie, 'n visie van waarheen hy op pad is met hierdie verandering. Hoe wil hy hê moet ons uiteindelik lyk? En dan raak hy baie prakties deur vir ons te sê, hoe en waar vind hierdie verandering nou prakties in ons lewe plaas? Maar kom ons begin en ons praat eers oor hierdie dramatiese verandering wat op elke gelowige, op elke kind van die Here wag. Nou, daar's eintlik niemand beter as Paulus wat kan praat oor dramatiese verandering nie, nee. Want sy hele lewe het daarvan getuig. Die een oomblik was hy nog die hoofvervolger van die kerk op die Damaskuspad, ontmoet hy die Here, hy het 'n dramatiese bekering. Daarna is hy die hoofsendling in Klein-Asië, is hy die leier van die kerk in Klein-Asië. As daar nou iemand is wat kan praat en kan getuig en wat weet hoe groot die skuwe is wat Jesus in 'n mens se lewe bring, dan is dit Paulus. Hy weet hierdie soort van transformasie is die voorland van elke kind van die Here. Ek dink wat Paulus by ons wil tuisbring, is dat die Here ons ontsettend liefhet, nes ons is, maar omdat hy ons so liefhet, los hy ons nooit net soos ons is nie. Kom ons kyk in ons skrifgedeelte hoe hy dit eintlik vir ons onderstreep. Wel, kom ons kyk eers na 2 hoofstukke verder in 2 Korintiërs 5. As hy praat oor hierdie transformasie, kry ons in 2 Korintiërs 5 vers 17 hierdie wonderlike vers waarin Paulus sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou het verbygegaan, die nuwe het nou gekom. Hy kan 2 verskillende woorde in Grieks kies vir nuwe, maar hy gebruik die Griekse woord, neos, wat beteken, dit wat die Here in gelowiges se lewe kom doen, is iets verrassends. Dis nie net 'n bietjie restaurasie nie, jy die gebou geverf en nou lyk hy anders nie. Dis iets wat jou asem laat wegslaan, dis iets wat jou verstom, dis iets wat jy in jou wildste drome nie gedink het moontlik is nie. Dis
wat God in ons lewe wil kom doen. In ons skrifgedeelte, heel aan die einde, onderstreep hy dit weer in vers 18, as hy ook praat van verandering, en sê, ons word al hoe meer verander. Ons word al hoe meer verander, en die woord wat hy daar kies, is die woord wat ons ken as die woord metamorfose. En ons weet hoe dramaties metamorfose is. Daai wurm, wat uiteindelik deur die proses van metamorfose eindig by 'n skoenlapper. Dit slaan jou asem weg. Dis die soort van dramatiese verandering, dink ek, wat God in die oog het vir elke kind van die Here. En daar moet by ons geen twyfel wees daaroor nie. En daarom dink ek is hierdie skrifgedeelte so belangrik, dat die Here vir elke kind van hom groot planne het nie. Dat die Here elke kind van hom se lewe ingrypend wil verander het nie. As jy nee sê vir verandering, dan sê jy eintlik nee vir God. Dan sê jy eintlik nee vir die werk van die Gees in jou lewe. Nou in ons skrifgedeelte begin Paulus in vers 3 juis ook om iets van hierdie ingrypende verandering te onderstreep. As hy sê, dis tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Ek dink in vandag se taal sou mens eerder iets sê soos, ons moet tog weet dat ons aanbevelingsbriewe is, of miskien is nog 'n bekender term, dat ons 'n CV is, wat deur God self geskryf is. Die Message vertaling van Eugene Peterson stel dit pragtig as hy sê, your very lives are a letter that anyone can read just by looking at you. Christ himself wrote it. Julle, dis 'n pragtige teks. En die punt wat Paulus probeer maak is, as mense na ons lewe kyk, as mense sien hoe ons optree, hoe ons praat, hoe ons ander behandel, die keuses wat ons maak, dan moet hulle die ervaring hê dat Jesus Christus geskryf is oor ons hele lewe. Vriende, as ons dit nou weet, dat ons transformasie, ons verandering vir God belangrik is, dat dit is waarmee hy besig is in elke kind van die Here se lewe. Dan is die volgende belangrike vraag, nou hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie transformasie? Wat is die einddoel van hierdie transformasie? Waarheen is God met ons op pad? En miskien 'n baie menslike vraag, hou dit? Is dit blywend? Of gaan dit maar sommer net weer verdwyn soos mis voor die môreson? Nou kom ons begin by die heel beste moontlike nuus wat daar is. En dit is dat hierdie radikale transformasie waarvan Paulus hier praat, nie mensewerk is nie. Ek gaan dit net weer herhaal. Die transformasiewerk wat God in ons lewe wil voltooi, waarmee hy besig is nie mensewerk nie. Hierdie briewe wat nou geskryf word, is tog briewe soos in ons skrifgedeelte, wat deur Christus geskryf word. In vers 3 sê hy, dat ons lewensbrief nie met ink geskryf word nie, maar deur die Gees van die lewende Here. Dis God se werk. Heel aan die einde van ons skrifgedeelte, beklemtoon Paulus dit weer, hy roep amper uit in vers 18 as hy sê, dit doen die Here wat die Gees is. Ek wil julle moet so daaroor dink, dat die transformasiewerk wat God in ons lewe wil doen, vir hom so belangrik is, dat hy so passievol is daaroor, dat hy dit nie in ons hande alleen los nie. Die Here weet, as dit van ons self afgehang het ons heel waarskynlik 'n groot gemors daarvan gemaak. Nee, dit
is die werk van God en dis die werk van sy Gees. En dis die goeie nuus in ons skrifgedeelte, dis die evangelie. Jy kan vanmôre weet as jy 'n kind van die Here is, God is besig met sy transformasiewerk in jou lewe. Hy is besig om die brief van Christus in jou lewe te skryf. Hy is besig, vandat jy die dag gedoop is al, met hierdie radikale verandering en transformasie. En jy kan daaraan vashou, en dis vir my persoonlik 'n diep troos, dat daar niemand is wat dit beter kan doen as God self nie. Vriende, maar hoe gebeur dit nou? Ek weet, hoe doen God dit? En daar wil ek hê met ons weer vers 18 lees. Paulus spel dit daar aangrypend uit. Hy sê, ons almal weerspieël, en hier gebruik hy nou die beeld van 'n spieël wat ons nou 'n bietjie meer na gaan kyk. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hoor julle dat Paulus hier die beeld gebruik van die Bybel as 'n spieël? Maar hy gebruik die Bybel hier as 'n spieël op 'n ander manier as wat ons 'n spieël elke dag gebruik. Gewoonlik as ons in 'n spieël kyk, dan sien ons mos net onsself. Jy kyk in die spieël en dit wat jy is en die gebreke wat daar in jou is of die bewegings wat jy maak, dit word alles maar net so in die spieël weer herhaal. Die Bybel as spieël werk anders. Paulus sê dat wanneer ons die Here se woord begin lees, wanneer ons dit begin oordink, dan sien ons dieper. Dan sien ons meer as net onsself. Dan gebeur die wonderwerk dat ons vir Christus self sien. In elke bladsy van die Bybel, reeds in die Ou Testament al, daar is dit nog net die voortekens en die beloftes, maar hoor en sien ons reeds vir Christus Jesus. En hoe meer ons die Bybel lees, hoe langer ons dit bestudeer, hoe helderder en duideliker word hierdie beeld van Jesus Christus vir ons geskets, word die plan waarmee God in elkeen van ons se lewe op pad is, vir ons helderder en duideliker. Nou vriende, ek hoop julle hoor, dat ons eers gesê het, dis God se werk om ons te verander. Maar dat ek nou nog 'n tree verder gee en sê, hy doen dit nie maar net deur sy vingers te klap en 'n towerwoord uit te spreek nie. Nee, God doen hierdie veranderingswerk van hom deur sy woord. En dis tog hoe transformasie werk, né? Dis God wat aan die werk is, maar nie sonder ons nie. Dis tog ek en jy wat die Bybel moet oopmaak. Dis tog ons wat die Bybel moet lees, wat dit moet begin bestudeer, wat ons moet verlustig daarin, soos ons met die afskop van die reeks gesê het. Dis tog ons wat moet tyd inruim in ons besige programme, om met die Here se woord besig te wees, en om te verstaan dat hoe meer ons daarmee besig raak, hoe meer sien ons rolmodel, hoe meer sien ons die voorbeeld, waarin God met elkeen van ons op pad is, Jesus Christus, en hoe meer ons die Bybel lees en dit bestudeer, hoe groter en duideliker word die beeld van Christus in sy heerlikheid nou in ons lewe, duideliker en teenwoordig. Vriende, die laaste vraag, en daarmee sluit ons af, dink ek is 'n reg menslike, maar 'n baie belangrike vraag, en dit is, gaan hierdie verandering, hierdie transformasie wat God in ons lewe wil bewerk, gaan dit hou? Gaan ons nie maar weer terugval op die ou mens nie? Watter hulpmiddels of watter waarborge gee God vir ons dat hierdie transformasie blywend is? Om dit te probeer verduidelik, gebruik Paulus die voorbeeld van Moses. Hy sê toe Moses teruggekom het van die berg Sinaï af, na sy ontmoeting daar met die Here, met die 10 gebooie, die 2 kliptafels in sy hande,
het sy gesig letterlik gestraal van die heerlikheid van hierdie ontmoeting, en jy waarskynlik ook van die lees van hierdie woorde wat God gegee het. Sy gesig het so gestraal dat hy letterlik nie eintlik voor mense wou verskyn nie. Maar dan gebeur die onvermydelike dat sy gesig sy glans begin verloor en dat Moses 'n sluier oor sy gesig trek sodat mense nie kan sien dat hy nou iets van hierdie bergtop ervaring en iets van die heerlikheid van die Here langs die pad verloor het. Nou kom Paulus in ons skrifgedeelte en hy sê, daai sluier hoef ons nie meer te dra nie, dis van ons weggeneem. Die glans en die heerlikheid van ons ontmoeting met die Here, dit verdwyn nooit meer nie. Nou, hoe is dit moontlik? Paulus sê, want die sluier is van ons weggeneem, deurdat ons tot geloof gekom het in Jesus Christus. En dis die wonder. Moses het al die wet gehad, maar nie die gees nie. Ons het nou die woord en ons het die gees. Vriende, en dis die hele punt. Wanneer ons die Bybel oopmaak, wanneer ons dit begin lees, doen ons dit nie op ons eie nie, maar is dit die gees van God wat dit vir ons lewend maak? Is dit die gees van God wat hierdie transformasie werk, hierdie verandering om al meer soos Christus te lyk, om sy beeld te vertoon, wat daai werk in ons voortsit. Dis God se waarborg. Nou, ons het begin deur vir mekaar te vra, of jou lewe verander het vandat jy die Here Jesus leer ken het. Ons het begin deur vir mekaar te vra, wat help jou om hierdie geestelike inspuiting te ontvang? Wat help jou om in jou geloof te groei en gevorm te word? En die antwoord op al daai vrae is die woord van die Here, die Bybel. En op 'n manier is dit dan ook die spulpunt waar rondom hierdie hele reeks van ons draai. Die reeks is 'n uitnodiging vir jou en my om die woord van die Here oop te maak en om dit te begin lees. Die reeks is 'n uitnodiging vir ons om intentioneel onsself te verbind om die Bybel te lees sodat die Gees van God ons al meer en meer kan transformeer sodat die beeld van Christus in ons gestalte kan kry. Ek dink die Here wag op 'n reaksie van jou en my. Kom ons verbind ons om die woord van die Here tyd deur te bring, om ons daarin te verdiep, sodat die Gees ons kan nuut maak. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.